Hoe meer ek besef hoe groot God se genade vir my is, hoe meer begin ek verby ander mense se foute kyk en hoe meer begin ek hulle seën met die onvoorwaardelike liefde en genade wat God ook so vrylik verniet vir my geskenk het. Vandag wil ek sommer aansluit by waar ons gister geëindig het. Soos wat ek jou gesê het, elkeen van ons eie pad wat ons saam met God stap. Maar hierdie pad het 'n paar dinge in gemeen. En van die gemeene delers kry ons daar in Lukas 15, die baie bekende verhaal van die verlore seun. Hierdie seun het alles gevat wat hy gehad het, en hy het die wêreld ingegaan, en hy het die lewe voluit geleef. Soos iemand gesê het, hy is nou een van daai wat geleef het dat die hoenders agteruit vlieg. En toe op 'n dag, toe sy geld opgeraak, sy vriende het weggeraak, en daar in die varkhok, lees ons, het hy tot inkeer gekom. Het hy besef, maar hy was nooit bestem om van varkpele te lewe nie. En toe gebeur daar iets hier binnekant. Hy was jammer gewees. Hy het berou gehad oor dit wat hy gedoen het. En jy moet nou mooi hoor, daardie ding van om berou te hê. Vir baie mense is dit die moeilikste ding in die lewe om te kan sê, ek is jammer, ek het gefouteer, vergewe my asseblief. Dit gebeur omdat ons groot geword het met hierdie hele ding van, jy moet nooit verkeerde dinge doen nie. En ons het hierdie idee van, jy's net aanvaarbaar en goed genoeg as jy die heeltyd die regte dinge doen en nooit foute maak nie. Die realiteit van die lewe is net iemand wat niks doen nie, kan geen foute maak nie. Maar wanneer ek en jy lewe, dan gaan ons foute maak. Maar die kuns van die lewe is om te leer uit jou foute. Iemand het so pragtig vertel van oorlede oom Willie Maree, Dr. Willie Maree. Hy het een Sondag gepreek en hy het ook vir die mense gesê, broers en susters, as jy vanoggend hier sit en jy het nie iets om te bely voor die Here nie, gaan steel 'n skaap dat jy net iets het om te bely. Luister gou saam met my na Lukas 15, vers 17 tot 21. Toe kom hy, die verlore seun, tot inkeer en sê, dit wil sê hy was jammer gewees. Hy het berou gehad oor dit wat hy gedoen het. Hy sê toe, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oor genoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. En nou weet ek en jy wat het verder gebeur. Sy pa het dit nie aanvaar dat hy maar 'n dagloner op die plaas moet wees nie. Nee, sy pa het hom laat was, nuwe kleed aangetrek, 'n ring aan sy vinger gesit, hom herstel tot dit wat hy was, kind van sy pa. Die belangrike ding wat ek graag wil hê jy moet raak hoor vandag, is dat ek en jy nie met ons varkhokklere by ons hemelse pappa se feesmaal kan aansit nie. Baie mense leef met hierdie ingesteldheid, weet jy, ek is dit nie werd om nuwe klere en 'n ring aan die vinger te kry nie. Ek is maar tevrede om een van Papa Vader se plaasarbeiders op die plaas, in die hemelse plaas te wees. Solank ek dit net maak hemel toe, ek sal maar my vuil klere bly en net 'n dagloner bly. Deel van God se genade is dat hy ons uittrek, ons vrymaak van die varkhokklere en dat hy ons wil beklee, wil aantrek met sy feesmaalklere. Is jy bereid om skoongemaak te word? Is jy bereid om God se klere aan te trek? Dis sy hartsbegeerte vir jou.